Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om saam met jou rondom die Woord van God stil te word. En my bede is dat die Here deur sy Heilige Gees met elkeen van ons deur sy woord sal praat. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanoggend gaan ons saam lees Openbaring 1 vers 4 tot 6. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie broeder en suster is die aanhef van die brief van Openbaring. En ons sien in ons teks dat hierdie brief gerig word aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. In die eerste paar hoofstukke van die boek van Openbaring word daar dan 'n brief geskrywe van Jesus Christus aan elkeen van hierdie 7 gemeentes van Klein-Asië. Hierdie boek Openbaring word dus gerig aan die kerk van Jesus Christus. Nie net aan die 7 gemeentes van Klein-Asië nie, maar ook aan die kerk oor die hele wêreld. Die kerk in sy volkomenheid. Dit is waarop die getal 7 dui. 'n Volkome getal. 'n Algehele getal. God se getal. Die kerk van Jesus Christus en alle kinders van die Here moet ag gee op dit wat nou gaan volg. Dit wat Jesus Christus hier aan Johannes kom openbaar het. Johannes begin ons gedeelte van vanmôre deur 'n seën oor die 7 gemeentes uit te spreek. Genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Die 7 geeste dui op die volkomenheid van die Heilige Gees. Ons moet dit nie as 7 verskillende geeste sien nie, maar op die uniekheid en die volkomenheid van die Heilige Gees en die kosbare werk wat hy dan ook doen. Hierdie gemeente word dan ook die genade en die vrede van Jesus Christus toegewens. En Jesus Christus word besing as die geloofwaardige getuie, die eerste een wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. En dan kom sê Johannes hierdie wonderlike woorde, uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes kom verlos en ons sy koninkryk gemaak. Ons is ook priesters vir God sy Vader. Hier beklemtoon Johannes die waarde van Jesus Christus en kinders van die Here se lewe. Dit is waaroor geloof gaan. Dit is waaroor die kerk van Jesus Christus gaan. Dit gaan oor God, wat deur Jesus Christus die sonde van die wêreld kom wegneem het. En deur sy bloed is ons vrygekoop van alle sondes en kan ons skoon en heilig gaan lewe. Ons word God se koninkryk as ons kinders van God geword het. Ons word priesters van God sy Vader. En wat doen 'n priester? 'n Priester is diensbaar vir die Here in die kerk. Almal wat in Jesus Christus glo, moet diensbaar vir God wees in God se koninkryk, want ons is burgers van sy hemelse koninkryk. Mag die Here vandag se gedeelte vir ons seën en hierdie boodskap in ons harte bewaar. Kom ons loof die Here vir sy genade en vrede wat hy vir ons kom bewerk het, maar dat hy ons ook uit liefde kom skoon was het deur sy bloed en ons sondes vir ons kom vergewe het. Kom ons wees diensbaar vir die Here in sy koninkryk.
En mag die Here se naam groot gemaak word elke dag in ons lewe. Kom ons bid saam. Dankie dierbare Here vir hierdie mooi dag. Ons loof en prys U groote naam, want U is ons God. Dankie vir U woord, wat die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet is. U het ons kom vrykoop van al ons sondes en ons burgers van U hemelse koninkryk kom maak. Dankie daarvoor, Here. Ons wil diensbaar wees in U koninkryk. Seën ons, gee ons wysheid om dit te mag doen. Bou ons op in die geloof deur die Heilige Gees en laat ons elke dag gehoorsaam lewe tot U eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.